Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. Rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds daar is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat wonder hoe alles in hulle lewe so te mekaar geraak het. Dalk kyk jy vanaand na jou lewe en jy dink, hoe het ek hier gekom? Dinge wat eens eenvoudig gevoel het, het ingewikkeld geraak. Verhoudings het verander, planne het nie uitgewerk nie en probleme het begin ophoop. Nou weet jy nie meer waar om te begin om alles reg te maak nie. Miskien was dit nie een groot ding wat verkeerd geloop het nie. Dit was dalk baie klein dingetjies wat mettertyd al hoe swaarder geword het. Een teleurstelling het op 'n ander gevolg. Besluite moes vinnig geneem word. Jy het probeer om almal te help, aan die gang te bly en dinge bymekaar te hou, maar iewers langs die pad het jy self moeg en verward geraak. Wanneer alles deurmekaar voel, probeer 'n mens dikwels om alles te gelyk uit te sorteer. Jy dink aan wat gebeur het, wie wat gesê het, wat jy anders moes gedoen het en hoe jy die skade kan herstel. Maar hoe meer jy daaraan dink, hoe minder duidelik voel dit. Vanaand hoef jy nie alles op een slag te probeer uitwerk nie. Spreuke 3 vers 5 en 6 herinner ons om die Here met ons hele hart te vertrou en nie op ons eie insig staat te maak nie. Wanneer ons hom in alles ken, sal hy ons op die regte pad lei. Dit beteken nie dat jy niks hoef te doen nie. Dit beteken dat jy nie alleen hoef te probeer uitvind wat die volgende tree is nie. Begin deur eerlik met die Here te wees. Jy hoef nie mooi woorde te gebruik of voor te gee dat jy weet wat om te doen nie. Jy kan eenvoudig sê, Here, alles in my lewe voel de mekaar. Ek weet nie meer wat reg is nie. Help my om weer duidelik te sien. Soms moet ons ook net stil genoeg raak om te erken dat ons sekere dinge verkeerd hanteer het. Dalk het jy dit in vrees opgetree. Miskien het jy te lank stil gebly of iets probeer beheer wat jy aan God moes oorgee. Wanneer die Here iets in jou hart uitwys, doen wat jy kan om dit reg te maak. Sê jammer waar dit nodig is. Maak 'n besluit reg wanneer dit noodsaaklik is. Moenie jouself aanhou straf oor dinge wat jy nie meer kan verander nie. God bring nie oortuiging om jou te vernietig nie. Hy wys vir jou wat verkeerd geloop het, sodat hy jou kan help om anders voort te gaan. Daar is ook dinge wat deurmekaar geraak het, wat nie jou skuld was nie. Ander mense het besluite geneem wat jou lewe geraak het. Omstandighede het verander waarvoor jy nie gevra het nie. Jy het dalk probeer om die beste te doen met dit wat jy op daardie stadium geweet het. Jy hoef nie vanaand die skuld vir alles op jouself te neem nie. Vra die Here om jou te help onderskei tussen dit waarvoor jy verantwoordelikheid moet neem en dit wat jy in sy hande moet los. Begin dan met wat voor jou lê. Nie met die hele probleem nie, nie met die volgende regte ding. Dis al wat jy kan doen. Jy kan nie daai hele pakkie probleme in een aand probeer oplos nie. Miskien moet jy môre een oproep maak. Dalk moet jy 'n gesprek voer, hulp vra of 'n besluit vereers uitstel totdat jy rustiger is. Soms is die volgende tree eenvoudig om op te hou jaag en eers by die Here stil te word. God is nie de mekaar oor jou lewe nie. Hy sien die hele pad, selfs wanneer jy net die deel reg voor jou kan sien. Hy weet waar dinge begin skeefloop het, maar hy weet ook hoe om jou terug te lei.
Jesaja 43 herinner ons dat God 'n pad kan maak waar dit lyk asof daar nie een is nie. Hy kan iets nuuts laat groei, selfs in 'n plek wat droog en verlore voel. Moenie dink dat alles verby is net omdat jy nie nou 'n oplossing kan sien nie. God kan orde bring waar daar verwarring is. Hy kan 'n verhouding genees, wysheid gee en nuwe deure oopmaak. Maar soms begin herstel nie met 'n groot wonderwerk nie. Dit begin met 'n hart wat weer stil word en sê, Here, lei my. Ek wil nie langer sonder U probeer nie. Jy hoef nie vanaand jou hele lewe reg te maak nie. Gee vir God die dele wat jy nie verstaan nie. Vertrou hom met die dinge wat jy nie kan verander nie en vra hom om vir jou te wys wat jy volgende moet doen. Hy het jou nie in hierdie deurmekaar plek verloor nie. Hy is steeds naby en hy weet hoe om jou hierdeur te lei. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat na hulle lewe kyk en wonder hoe alles so deurmekaar geraak het. U sien die verwarring, die teleurstelling en die besluite wat swaar op harte lê. U weet waar dinge verkeerd geloop het en waar hulle nie meer weet hoe om vorentoe te gaan nie. Here, bring asseblief duidelikheid in hulle gedagtes, wys hulle waarvoor hulle verantwoordelikheid moet neem en waar hulle dinge in U hande moet los. Heilige Gees, lei hulle met wysheid, help hulle om nie alles tegelyk te probeer oplos nie, maar om die volgende regte tree te neem. Bring herstel waar verhoudings beskadig is, gee leiding waar besluite geneem moet word en vrede waar hulle nie nou antwoorde het nie. Herinner hulle dat U steeds in beheer is en dat geen deel van hulle lewe vir U te deurmekaar is om te herstel nie. Ons bid dit alles in U groot en magtige naam. Amen. Mag die Here orde bring waar alles deurmekaar voel en jou stap vir stap vorentoe lei. Mag jy onthou, God weet presies waar jy is en hy het jou nie verloor nie. Geseënde aand. Shalom.